gereed wees vir sy koninkryk. Ek wil gereed wees as hy my wil gebruik. Ek wil gereed wees om op te staan vir sy koninkryk, vir sy heiligheid, vir sy groot naam. Goeiedag geliefdes op hierdie Dinsdag. En ek wil vandag saam met jou lees uit Titus 3. En ek het gedink om net 1 of 2 versies te lees, maar dit sou nie reg wees teenoor die skrif nie. So ek wil saam met jou lees vandag 'n langerige gedeelte. Is Titus 3 vers 1 tot en met vers 8. Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle aan die owerheid en gesag moet onderwerp. Daaraan moet gehoorsaam wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie rusie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam wees teenoor almal. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam op 'n verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en sinsgenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat ons sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Dis 'n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig, sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir die mense. Het is een ding om gereed te wees vir Christus, vir die wederkoms. En ons almal weet hoe dringend dit is dat ons moet regtig gereed wees daarvoor. Maar wanneer ons hierdie teks lees, dan kom ons agter, maar ons moet ook gereed wees met iets anders. Ons moet gereed wees om ander lewens te leef. Daardie gereed wees vir wanneer Christus kom, het inhoud. En wanneer Paulus hier vir Titus kom skryf, dan sê hy die inhoud daarvan is, jy moet besig wees om goed te wees vir mense. So gereed wees beteken om altyd gereed te wees om 'n hand uit te strek. Ons wees eerlik met mekaar, ons word geleer om paraat te wees, om wakker te wees vir skelmstreke, om reg te wees om op te tree as iets verkeerds gebeur, en ons is paraat. Hoe vinnig sien jy nou maar nie 'n vreemde skakel en jy klik nie daarop nie, want jy weet dis 'n scam. Hoe vinnig vermy jy dit om oogkontak te maak met sekere partye. Ons is paraat en ons is reg om op te tree om onsself te beskerm. Dis 'n gedwonge, aangeleerde gereedheid, wat ons het om die sleg in hierdie wêreld die hoof te bied. En so isoleer ons onsself so 'n bietjie van die wêreld. Maar as ons hier lees wat sê Paulus van gereed wees, dan gaan dit daaroor dat die weergeboorte mens gereed sal wees om jou op die goeie werke te doen wat goed en nuttig is vir alle mense. Ons moet nie net gereed wees om te onttrek nie. Ons moet nie net gereed wees om deur Christus onttrek te word na die hemel toe nie. Ons moet gereed wees om hier en nou iets goed en nuttig vir ander te doen. Nie net wanneer ons kan, wanneer ons so voel nie, gereed wees. Met ander woorde, altyd in 'n gespanne verwagting wees, dat ek vandag, dat ek in die volgende oomblik wat ek gaan beleef, iets goed en nuttig vir 'n ander kan doen. Is ek en jy nog gereed? Regtig gereed om dit ook in ons wêreld te doen. Shalom.